Amen. Baie dankie. Julle mag maar sit. Wat vir my kosbaar is van hierdie stille nag, is die feit dat dit verklaar in hierdie lied, Jesus kind, lank verwag. Lank voor die tyd was dit geprofeteer dat hierdie kind gebore sou word, dat hierdie lam sou kom. Lank verwag. Amen. So daarom hoop ek jy's vanaand bereid om lank te wag. Net 'n ou grappie. Ek wil vanaand begin deur die volgende vraag te vra. En ek dink ek gaan sommer maar vir Johan gebruik. Johan, wanneer is jy gebore? Is Julie 56, wat se dag? Die 2de Julie 1956. Waar is jy gebore? Hy is in Johannesburg gebore. So almal van julle wat vanaand hier is, het nou gehoor dat Johan se verjaarsdag is op die 2de Julie en jy het vanaand gehoor waar hy gebore is. So bewaar die een se siel wat hom nie volgende jaar geluk sê met sy verjaarsdag nie, want jy weet dit nou. Amen. Maar ons staan vanaand op die vooraand van die herdenking van die lam wat vir jou en vir my gebore was. Die spesifieke dag en datum is nie aan ons bekend nie. Hulle sê nie presies wat se dag dit was en wat se maand dit was nie. Selfs wanneer jy na die evangelies gaan kyk, gee hulle nie vanaand vir jou en vir my as kind van God 'n spesifieke datum waaraan ek en jy kan vashou nie. Maar die wêreld waarin ons leef, maak hulle eie predictions. Hulle gaan kyk na koning Herodes in die tyd waarin hy regeer het en dan koppel hulle datum daaraan. Dan kyk hulle na die tye wat die herders gewoonlik in die oop velde was en dan koppel hulle datum daaraan. En al hierdie datums is maar slegs net predictions. Want niemand kan die vasgestelde of die spesifieke dag gee nie. En ek dink die vraag wat ons vanaand moet vra vir onsself is die volgende: is die dag en datum dan werklik so belangrik? Of lê die belangrikheid vanaand in die feit hoekom hy gebore is? Hallo? Ek dink dis die vraag wat ons vanaand self moet vra, die feit hoekom hy gebore is. En hier sit vanaand 'n paar mense rondom jou en baie dankie vir julle opkoms. En jy weet nie van elkeen behalwe van Johan nou, of as jy 'n close friend het, maar jy weet nie vanaand wat is die persoon wat dalk so entjie van jou afsit se geboortedatum nie. Jy weet nie dalk wanneer hy gebore is, of wanneer sy gebore is, of waar hy gebore is, of waar sy gebore is nie. Maar weet jy wat, kind van die Here, dit maak nie vanaand vir my saak nie. Wat vanaand vir my belangrik is die feit dat jy is vanaand hier. Want dit is wat dit belangrik maak. Sonder jou wat vanaand in hierdie plek sit, is hierdie kerk net 'n leë gebou. Dit is ek en jy wat vanaand hier is, wat hierdie plek lewe gee. Ons wat vanaand 'n keuse gemaak het om hier te wees, ons wat 'n besluit gemaak het om betrokke te wees en toe te laat dat God ons verander, dit is vanaand belangrik en dit is vanaand noodsaaklik. En of jy dit nou wil hoor of nie, jy is gebore vir 'n spesifieke doel. Jy is gebore vir 'n spesifieke funksie. Jy is gebore met 'n spesifieke plan, want God het jou beplan. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? God het jou beplan. En God se beplanning faal nie. God se beplanning is nie doelloos nie. That's why there is a reason for the season. Want dit was beplan. Dit was beplan. Sy geboorte is beplan. Hoor jy vanaand wat ek sê? Sy geboorte is beplan. Kan jy vanaand saam met my sê, sy geboorte is beplan? Sy geboorte, God se plan, faal nie. God se plan
is nie doelloos nie. OK, nou sê dit bietjie asof jy dit glo, man. Ons is mos hier om saam te werk. God se plan faal nie, God se plan is nie doelloos nie en sy geboorte is beplan. En ek kuier vanaand saam met jou rondom die gedagte van die Immanuel teken. En ek lees vir jou Jesaja 7:14 wat die volgende sê: Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Kan jy vanaand sien, kind van die Here, dat sy geboorte is beplan? Kom ek lees dit weer. Daarom sal die Here vir julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem, want sy geboorte is beplan. Matteus kom en bevestig dit wanneer hy die volgende verklaar in Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voor hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Want ek sal julle 'n teken gee, 'n maagd sal swanger word. Vers 23 sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Ek is vanaand hier om met jou te praat rondom die God met ons teken wat vir my en vir jou gegee is. Sy geboorte is beplan sodat ek en jy kan verstaan vanaand. God is met ons. Hallo? Hoor jy dit vanaand? Hey, it's planned so that you can know God is with us. Dit is beplan sodat jy kan weet vanaand, jy hoef nie alleen te wees nie. En die betekenis vanaand van God is met ons, het hy gedemonstreer in sy wandel op aarde soos genotuleer in die evangelies. So as jy bietjie jou memory wil refresh, is jy meer as welkom om weer die 4 evangelies te gaan lees en notisie te neem van dit wat hy in die samelewing gedoen het, van dit wat hy in die samelewing gedemonstreer het, sodat die samelewing kon ervaar en kon beleef, God is met ons. Wonderwerk op wonderwerk, genesing op genesing, lering wat alle verstand te bowe gaan. En ek het gaan kyk na die 4 evangelies en wat vir my so kosbaar is die feit dat ou Markus mors nie tyd nie. Matteus begin met die geslagsregister van Jesus Christus, dan praat hy rondom die geboorte. Lukas praat ook rondom die geboorte. Johannes en Markus mors nie tyd nie. Ou Markus kom en hy fokus dadelik op die belangrikheid hoekom Jesus gekom het. Gaan kyk gerus in Markus 1. Dadelik begin hy onder die opskrif van die genesing van die besetene van Gadara. Dan gaan hy aan, dan praat hy van die genesing van Petrus se skoonmoeder en ander siekes. Genesing van 'n melaatse, genesing van die verlamde man van Kapernaum en dan praat hy oor die leer van Jesus oor die Sabbat. Wonderwerk op wonderwerk, genesing op genesing, lering wat alle verstand te bowe gaan. Want hy was beplan om te kom demonstreer wat dit beteken, God is met ons. En die geboorte van Immanuel, God met ons, bevestig vanaand aan jou en aan my, dat by God is niks onmoontlik nie. Hallo? By God is niks onmoontlik nie, dit is wat dit bevestig. Dit maak nie vir saak vanaand waardeur jy gaan nie. Dit maak nie saak wat jy beleef nie. Dit maak nie saak waarin jy vasgevang is nie. Dit maak nie saak wat se siekte toestand jy ervaar of beleef nie. Dit maak nie vanaand saak onder wat se finansiële druk jy sit nie, of aan wat se werksomstandighede jy dalk vanaand gebonde is nie. Jy moet vanaand hoor, by God is niks onmoontlik nie. Die Immanuel teken bevestig dit aan ons. By God
is alle dinge moontlik. Alle dinge is moontlik. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en hy het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Want wanneer jy nood en behoefte het, dan staan hy met arms oopgevou. Wanneer jy hom aanroep, dan luister hy. Wanneer jy jou verlustig in hom, dan gee hy jou die begeerte van jou hart. Want hy het gekom om onder ons te woon. Want hy is vanaand die een wat sê, ek wil aan jou demonstreer. Ek wil hê jy moet ervaar. Ek wil hê jy moet beleef wat dit beteken wanneer ek sê, ek is God met jou. Lukas stel dit vir my so mooi. En ek wil eers vir jou die voorrede lees, die voorrede lees in Lukas 1. Maar hy stel dit so mooi. In sy voorrede in Lukas 1 vers 1 wanneer hy sê, en ek wil jy met baie mooi luister of baie mooi volg. Kom ons vra so, is julle nog met my? Julle lyk vreeslik verboureerd. Ek is nog besig om op te warm. Ek vra die Here dat hy my help, dat ek sal bedien soos wat ek in my studio bedien. Lukas stel vir ons dit so mooi, hy sê, aangesien, volg jy daar, baie ondernemend om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is. Soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus. Nadat ek, luister mooi wat staan daar, lees mooi wat daar staan, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet, die dinge waaromtrent u onderrig is. In werklikheid kom ou Lukas en hy kom sê, vir my en vir jou, en in hierdie gedeelte kom sê, wat ek eintlik met jou wil deel, kom nie uit myself nie, dit is 'n werklikheid. Ek is nie hier vanaand om aan jou 'n storie te verkoop nie, jy moet vanaand hoor, dit wat hy met jou deel, sê Lukas, dit is die waarheid. Hallo? Dit is die waarheid. So neem vanaand notisie, hooggeagte Theophilus. Ja, ek praat met jou. Neem vanaand notisie, hooggeagte Theophilus en Theophilina, vir die vrouens. Nou gaan jy dalk sê, maar Jaco, hy praat met Theophilus. Ja, korrek, hy praat met hom, maar Theophilus kom van die Griekse woord Theophilos, wat die volgende beteken, vriend van God, geliefd deur God. Vriend van God, geliefd deur God. Ek vra jou vanaand, is jy vanaand 'n vriend van God? Is jy vanaand geliefd deur God? Ja of nee? Ek is verseker. En daarom praat hy vanaand met my, en as jy hierdie verklaring maak om te sê, ek is vriend van God, ek is geliefd deur God, dan praat hy vanaand met jou. En nou kom ou Lucky Luke, onder die opskrif van die geboorte van Jesus aangekondig in Lukas 1:26. En hy sê die volgende, dit wat ek nou vir julle gaan sê, sê hy Lukas, het ek julle mos nou net in my voorrede gesê, dit is die waarheid, hierdie is nie 'n wollaar storie nie, hierdie is 'n werklikheid, hierdie is 'n realiteit, so kom ons lees wat hy vanaand vir my en vir jou wil kom sê. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Voor ek verder gaan. Ons almal ken mos vir Gabriël. My vrou het vanmiddag net weer van hom gepraat. Was jy al in daai situasie in jou lewe wanneer jy iets moet doen, dan maak jy die verklaring aan jou beter partner en sê, weet jy wat? Voor ek hierdie besluit neem, met engel Gabriël eers by my deur kom klop en vir my kom sê, was jy al daar? Engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binne gekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue.
En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want hy is beplan. Hy is beplan. Nog voordat Maria dit ervaar en beleef het, hierdie visit by the Gabriel angel, was dit alreeds geprofeteer by monde van Jesaja, that's what's going to happen, because the Son of God was planned. Halleluja, Here, help my baby, bid vir my. En kyk, sy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? Wat was die beplanning? Kyk, die maag sal swanger word. Hier vra sy, hoe is dit moontlik? Ek het dan geen man nie. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom. En die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Die oomblik wanneer die Gees van God beheer vat van jou lewe, die oomblik wanneer die Gees van God jou oorskadu, die oomblik wanneer jy oorgee aan die Gees van God, kind van die Here, kan jy nooit ooit weer dieselfde wees nie. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is dit die 6ste vir haar wat onvrugbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord, en die engel het van haar weggegaan. Wat Lukas in werklikheid vanaand vir my en vir jou tussen die lyne wil kom sê is, hy is 'n werklikheid. Sy geboorte is 'n realiteit. Dit is beplan. Dit is beplan, al wil baie dit dalk vanaand ontken, al wil ander dit wegpraat, en ander dit traai uitredeneer, hoor my woord, sê Lukas, hy is gebore as die seun van die Allerhoogste, hy sal die seun van God genoem word, en sy naam is Jesus. Jesus, die soetste naam vir my. Ou Paulus verklaar aan die gemeente van Filippense die volgende in Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Het God hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Neem jy notisie van die sou? Sou is die meervoudige vorm van sal. Is so, nee, onderwysers? Die sekondêre vorm, laat ek dit so stel. Sou is die sekondêre vorm van sal, en sal praat vanaand met my en met jou ter aanduiding van die toekoms. Is ons in die toekoms? Yes, we are. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, want hy is beplan. Weet dit vandag, sê Lukas, jy moet verstaan, aan sy koninkryk is daar geen einde nie. Jy kan vanaand kies of jy dit wil glo of nie. Jy kan vanaand kies of jy dit wil aanvaar of nie. Maar een ding is verseker, en dit moet jy weet, as die bassein blaas, mag dit dalk te laat wees. Matteus kom, en hy sê daar in Matteus 1 vers 21, en hy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Ek dink nou aan
koortjie, dit is Jesus, halleluja, dis die krag van God in Jesus. Jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos, want hy is beplan met 'n doel. Hoor jy dit vanaand? Hy is beplan met 'n doel om te kom demonstreer aan jou en te kom demonstreer aan my wat dit beteken wanneer God met ons is en om die sondes van die wêreld weg te neem. Hoor jy dit vanaand? Hy is beplan om aan jou en my te kom demonstreer wat dit beteken dat God met ons is en om die sondes van die wêreld weg te neem. God met ons, Matteus 11 vers 4, verklaar die volgende, en Jesus het geantwoord aan die disippels van Johannes, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blinde sien weer, krepeles loop, dowes hoor, die evangelie word aan die armes verkondig, dooies word opgewek. Gaan vertel dit vir Johannes, want dit is wat jy vanaand moet verstaan, kind van die Here. Dit is wat dit beteken vanaand, wanneer hy verklaar, hy is God met ons. En die armes word aan die evangelie verkondig, om die sondes van die wêreld weg te neem. 1 Johannes 1 vers 9 wat sê, as ek en jy ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Van alle ongeregtigheid te reinig. Die Immanuel teken verklaar vanaand, jy hoef nie meer te wees waar jy is nie. Jy hoef nie meer te wees waar jy is nie. Daar is 'n antwoord vir die sondes in jou lewe en sy naam is Jesus. Dit verklaar vanaand, God het jou lief. Hoor jy dit vanaand? God het jou lief. Jy wat vanaand hier sit, jy wat vanaand luister, jy moet weet, God het jou lief. Want Johannes 3 vers 16-17 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy is beplan sodat jy kan lewe. Hoor jy dit vanaand? Hy is beplan sodat jy kan lewe. Daar is 'n lied van Jimmy Swaggart wat sê, what a healing Jesus I found in you. What a healing Jesus, I'm changed and renewed. Wat my vanaand weer by jou bring. Jy is beplan vir 'n spesifieke rede. Jy is beplan vir 'n spesifieke doel. Jy is beplan met 'n spesifieke plan, hoor jy dit? Ek kyk nie vir jou maar nie, ek kyk vir jou. Jy is beplan vir 'n spesifieke rede, vir 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke plan. 'n Plan wat nie kan faal nie en 'n plan wat nie doelloos is nie. You were born with a purpose. Jy moet dit vanaand hoor, jy's gebore met 'n spesifieke doel en 'n spesifieke funksie om te leef en te demonstreer waartoe hy in staat is. Om die God van liefde aan die stikkende wêreld rondom jou te bring. Hallo? Om die God van liefde aan die stikkende wêreld rondom jou te bring met die boodskap van Jesaja 9 vers 5 wat sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis waaroor die herdenking van hierdie dag gaan.
Nie dit wat die wêreld wil bring of die wêreld wil gee nie, maar die herdenking van hierdie dag spreek vandag met my en met jou rondom die feit dat daar 'n kind gebore is, dat daar aan ons 'n seun gegee is en dat hy genoem word wonderbaar Raadsman, sterke God, ewige Vader en vrede vors. En met jou lewe en met my lewe moet ek en jy hom vereer. Hoor mooi, want jy is die verlengstuk op dit wat beplan is. Hoor jy dit vanaand? Jy is die verlengstuk op dit wat beplan is. Die verantwoordelikheid lê op jou en my skouers om die hande en die voete van Jesus te wees in die wêreld daar buite, sodat hulle kan beleef en sodat hulle kan ervaar wat dit beteken God is met ons. Hallo Blommie. Sodat die waarde van die Immanuel teken sin maak. Matteus 10 vers 7 en 8. Jy is die verlengstuk. Jy is die verlengstuk. Jy is die verlengstuk van dit wat beplan is. Gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Verniet het julle dit ontvang, verniet moet julle dit gee, sodat die wêreld rondom jou kan beleef, God is met ons. Die verlengstuk van die Immanuel teken. En my vraag vanaand is, wat maak jy met hierdie verantwoordelikheid wat God op jou en my skouer gelê het? Leef jy in die wêreld daar buite sodat hulle kan ervaar en kan beleef, God is met ons. En verkondig jy die boodskap dat hy het gekom om die sondes van die wêreld weg te neem. Kom ons sluit die oë. Ek gaan vra dat hulle wat gaan help met die item solank vir my na vore kom. Julle kan julle self regkry. Vader, ons dankie vanaand vir hierdie Immanuel teken. Ons dankie vanaand, Here, dat ons net weer eens kon hoor en weer eens kan besef dat Jesus is beplan. Jesus is gestuur met 'n doel sodat die wêreld kan ervaar en kan beleef God is met ons en dat ons kan weet daar is 'n oplossing en 'n antwoord vir die sonde in ons lewe. En Here, vanaand vra ek dat elkeen van ons wat hierdie boodskap gehoor het, dat ons dit vanaand sal vat, Here, en dat ons dit ons eie sal maak, sodat ons sal begin demonstreer hoe die prentjie lyk van God met ons, en ons die boodskap verkondig dat Jesus is die antwoord. Help ons vanaand, Here, as U kinders, om die verlengstuk te wees van dit wat beplan is in die wondersoete naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê, Amen, dit sal so wees.